Goeiemôre, die lewe kan jou bitter of beter maak. Nou insidente in die lewe wat ons bitter maak is die normale uitdagings van die lewe, wanneer verkeerde kaart op jou tafel beland, 'n motorongeluk, 'n siektediagnose, 'n verhouding wat skeefloop, 'n besigheid wat in die moeilikheid raak, konflik, spanning, 'n misdaad, noem maar op. En hierdie dinge is bitter moeilik om te hanteer as ons nie 'n sterk basis het waaruit ons hierdie dinge hanteer. Dan maak die lewe jou bitter. Nou Paulus sê in Romeine 5 vers 1 tot 5, gee vir ons 'n kragtige klomp gereedskap om op die pad van beter te beweeg. Daar's altyd 'n vurk in die pad. En wanneer ons by hierdie vurke kom, gaan die volgende 4 dinge jou help om beter te kies. Die eerste ding, sê Paulus, ons verheug ons in swaar kry. Swaar kry is deel van die lewe. Ons vat dit op die ken. Paulus het aanvaar dit wat hy het. Aan die tronk skryf hy bemoedigende briewe. Sy doring en sy vlees het hy mee gedeel, want hy het geweet die Here se genade is genoeg. So swaar kry kweek volharding. As ons in ons swaar kry kan volhard en God vertrou, nie net glo nie, maar vertrou dat hy teenwoordig in ons lewe is, raak ons geloof al hoe egter. Dan vorm ons karakter. En dan het ons hierdie hoop wat alle verstand te bowe gaan. Ons het hierdie hoop wat niks in die wêreld kan wegneem nie. Hierdie hoop herinner Openbaring 21 ons aan, wanneer God vir Johannes sê, skryf hierdie neer. Dit is waar en dis betroubaar. Kyk, ek maak alles nuut. Ons hoop is om te weet dat uiteindelik van God alles nuut maak. En dit plaas ons op die roete na beter. Mag jy, wanneer die lewe vir jou virke gooi, altyd die pad na beter kies en nie bitter nie. Mag jy glo en vir die Here vra, Here, help my in my geloof, in my ongeloof. Here, ek glo, maar ek sukkel bietjie, help my in my ongeloof. En dan het jy hierdie rustigheid, want jy weet swaar kry, jy volharding, 'n egte geloof, en daarom het jy altyd hoop. Mag jy die beter pad kies hierdie week. Amen.